Goeiedag graad 12 leerders en welkom by vandag se besigheidstudies les. Ek is Elsie Klassen en hierdie les word na jou toe gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. En vandag is ons by die laaste onderwerp vir die jaar en ons gaan kyk na forme van eienaarskap en hierdie is deel 1 want dit is 'n baie groot les. So ons gaan hom in 2 dele vir jou deel net sodat dit nie heeltemal 'n oorlaai van inligting is nie. As ons kyk na die lesdoelwitte, so hierdie lesdoelwitte strek dan nou oor van deel 1 en deel 2. Eerstens, jy gaan kan die kenmerke van elke eienaarsvorm kan bespreek of verduidelik. Jy gaan ook die betekenis van beperkte en onbeperkte aanspreeklikheid moet kan bespreek, sowel as die impak van elke ondernemingsvorm. So jy gaan kyk na die positief en die negatief. Jy gaan dan ook moet kyk na die kriteria wat bydra tot die sukses of die mislukking van die ondernemingsvorm en dit is nou presies wat gaan deel vorm van ons deel 2. So ons gaan eers kyk na die kapasiteit, so dit is die vermoë of die potensiaal van die bestuur om besigheid te begin en te bedryf. Ons gaan kyk na die belastingimplikasies en dan gaan ons kyk na die bestuur. Ons gaan kyk na kapitaal, dan die verdeling van winste en dan die wetgewing. En ons gaan nou elke een kyk en hoe dit kan bydra tot of die sukses of die mislukking van die besigheid. As ons dan kyk na ons voorkennis, so dit is wat ons in 'n vorige les gedoen het, ons gaan kyk na spanprestasie en wat is die kriteria vir 'n suksesvolle spanprestasie. Ons het gehad interpersoonlike gesindhede en gedrag, waar ons gesien het dat hoe ons met mekaar praat en interaksie met mekaar het, is baie belangrik. Ons het ook gekyk en gesien dat ons gesamentlike waardes binne in die span baie belangrik is en dat ons gesamentlik na 'n doelwit toe werk. Ons het ook gesien dat kommunikasie baie belangrik is. Kommunikasie, dat daar oop kanale van kommunikasie is en dat ons nie net praat nie, maar ook luister na mekaar. En dan laastens 'n spanwerk, dat ons saamwerk sodat ons daai gesamentlike doelwit kan bereik. Ons het ook gekyk na die ontwikkeling van 'n span of die stadiums van ontwikkeling en ons het gesien ons het die vormingsfase waar die spanlede bymekaar gesit word, hulle leer mekaar ken. Dan beweeg ons oor na die stormfase waar daar konflik is, waar van die spanlede dalk hulle rol oorstap of oortree en dan moet ons dit begin uitsorteer. Dit is dan waar ons inbeweeg in die noemering in, waar die spanlede nou verstaan wat is elkeen se rol en funksie binne in die besigheid en dan kan ons oorgaan in ons prestering. Tydens die prestering is ons dan besig om ons doelwitte te bereik en ons is besig om my doelwitte te behaal en dan laastens het ons ontbinding. Wanneer die projek voltooi is, dan sal ons dan terugkeer na ons normale funksies toe. Ons het ook gekyk na konflik in die werksplek en van die oorsake. Ons het gesien persoonlikhede of 'n verskil in persoonlikhede, gebrek aan samewerking, reëls wat toegepas word of nie toegepas word nie. Dan ook ons agtergrond, ons kultuur, al daai goeders kan konflik binne in die werksplek veroorsaak. Ons het ook gekyk na hoe hanteer ons konflik en ons het gesê ons moet eerstens erken daar is konflik. Ons moet die oorsaak van die konflik bepaal. Dan gaan ons die werkers eers afsonderlik en dan gesamentlik uitnooi vir 'n vergadering waar ons met hulle gaan praat en ons gaan ook notiele neem oor wat word gesê in hierdie vergaderings. Gaan ook dalk nodig wees dat die twee partye besluit hulle gaan nie ooreenstem nie en dit is aanvaarbaar. Ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Of dit kan wees dat die bestuur of die fasiliteerder van hierdie vergaderings dan 'n objektiewe besluit maak namens die twee partye. As ons dan kyk na vandag se les, ons grondlyn assessering, vraag 1, jy gaan dit gou-gou doen in die klas en net om te sien of jy van jou agtergrondkennis onthou, want ondernemingsvorme het jy al eintlik in graad 8 gedoen vir die eerste keer, jy het dit in graad 10 weer hersien en weer in graad 11. So net om te kyk of jy kan onthou van jou basiese inligting. Nommer 1. 'n Skriftelike uitnodiging aan die publiek om aandele te koop staan bekend as A. 'n prospektus, B. 'n memorandum van inkorporering, C. 'n ooreenkoms of D. 'n registrasiesertifikaat. Jy kan hom gou beantwoord en dan gaan ons kyk wat is die antwoord. Ons
Ons is nou terug en die antwoord is dan natuurlik 'n prospektus. 'n Prospektus is een van die dokumente wat 'n publieke maatskappy addisioneel moet bygee saam met hulle memorandum van inkorporasie en dit is 'n publikasie om aan die publiek bekend te maak dat daar is nou aandele vir daai spesifieke besigheid beskikbaar op die JSE. Dan vraag 2 wat jy gou gaan beantwoord. Die woord beperk in 'n maatskappy se naam dui aan dat A. Aanspreeklikheid van die direkteure beperk is, aanspreeklikheid van die aandeelhouers beperk is, aanspreeklikheid van die maatskappy beperk is of die verkoop van aandele beperk is. Jy kan hom gou beantwoord en dan gaan ons kyk na die antwoord. Is dan natuurlik B, dit is die aanspreeklikheid van die aandeelhouers is beperk, want ons kyk na die eienaars van die besigheid en in 'n publieke maatskappy of in enige maatskappy word die eienaars genoem aandeelhouers. So dit is die aandeelhouers wat dan 'n beperkte aanspreeklikheid het. As ons oorgaan na terminologie, 'n vorm van eienaarskap, dit is die regposisie van die besigheid en die manier waarop dit besit word. So ons weet ons het eenmansaak, vennootskappe, maatskappye ensovoorts. So die vorm van eienaarskap gaan kyk oor hoe lyk die bestuur of hoe lyk die eienaarskap, van die besigheid. Kontinuïteit verwys daarna of die besigheid kan voortbestaan indien een van die lede of een van die eienaars of sterf of onttrek vanuit die besigheid. Borg, indien iemand of besigheid aanspreeklikheid aanvaar vir die skuld van 'n ander persoon of 'n ander besigheid. Sekuriteite verwys na die aandele en effekte uitgereik deur 'n maatskappy. Beperkte aanspreeklikheid, dit is wanneer die verliese beperk word tot die bedrag wat oorspronklik belê is. So, ons gaan nou kyk na die twee verskillende konsepte, maar dit wat ek belê het, dit is wat ek gaan verloor. Ek gaan niks addisioneel verloor nie. En dan onbeperkte las, daar kan beslag gelê word op die eienaar se persoonlike bates en hierdie vind plaas tydens onbeperkte aanspreeklikheid. Wanneer die besigheid te veel skuld het, die besigheid dit nie kan dek nie, dan kan die eienaar of eienaars se persoonlike bates gebruik word om te betaal vir daai laste. Dan is die akte van oprigting, of dan in Engels is dit ook die Memorandum of Incorporation, die MOI, of in Afrikaans kan ons ook praat van die Memorandum van Incorporering. Dit is 'n dokument wat die regte, verantwoordelikhede en pligte van aandeelhouers en direkteure uitsit, en dit funksioneer ook as die grondwet van die besigheid. Dan as ons kyk spesifiek na die verskillende vorme van eienaarskap, eenmanssaak word gewoonlik besit en beheer deur een persoon wat dan verantwoordelikheid vat vir al die besluite wat gemaak word in die besigheid en hulle kry ook natuurlik al die winste. Dan as ons kyk na 'n vennootskap, dit word deur 2 of meer partye gefinansier en hulle neem dan gesamentlik die besluite en hulle het ook gewoonlik wat ons van praat vennootskap ooreenkoms, maar ons gaan nou kyk as ons kyk na sy eienskappe. Dan 'n korporatiewe vereniging, dit is 'n autonome assosiasie van persone het vrywillig verenig om aan hulle gesamentlike ekonomiese, sosiale behoeftes en aspirasies te voldoen deur middel van 'n gesamentlike besit en demokratiese beheerde onderneming. So hulle kom saam en hulle neem alle besluite demokraties. Dit hang nie af oor wie besit meer of minder nie. Dan het ons 'n maatskappy. 'n Maatskappy is 'n regspersoon wat die vermoë en bevoegdhede het om op sy eie op te tree. Met ander woorde, die besigheid en die aandeelhouers of die eienaars is nou van mekaar geskei en die maatskappy funksioneer as 'n persoon. 'n Winsmaatskappy is geïnkorporeer met die doel om dan finansiële wins te maak vir sy aandeelhouers. 'n Nie winsgewende maatskappy, alhoewel hulle wins maak, word al daai winste terugbelê in die besigheid en terugbelê in die primêre doelwit van daai besigheid, wat natuurlik nie hoofsaaklik wins is nie, maar sal eerder 'n sosiale of 'n omgewingskwessie behartig. Dan is die publieke maatskappy. Dit is 'n openbare maatskappy, is 'n vrywillige vereniging van een of meer persone, en dit word beheer deur die Maatskappywet 71 van 2008,
ingelyf ingevolge die akte van oprigting. 'n Privaat maatskappy is 'n vrywillige vereniging van een of meer persone en ons sal sien met hulle eienskappe en hulle voordele en nadele is daar 'n paar goedjies wat verskil. 'n Persoonlike aanspreeklikheid maatskappy is 'n vrywillige vereniging van een of meer persone en jy gaan ook sien wanneer ons hierdie twee bespreek, hulle is baie soortgelyk aan mekaar. Daar is klein verskilletjies tussen die twee. 'n Maatskappy in staatbesit word dan natuurlik deur die staat besit. Ek het die Engels hier vir jou ingesit want ons sien dit bietjie meer gereeld. State-owned company. In Afrikaans sal dit dan wees 'n MSB. So 'n maatskappy in staatsbesit, maar dit sien ons nie baie in die werklike wêreld daar buite nie. Ons sien eerder 'n SOC. Is 'n regsentiteit wat deur die regering geskep word om namens hom aan kommersiële aktiwiteite deel te neem. Dan het ons 'n vennootskap artikel. Dit is 'n dokument wat volledige bepalinge bevat met betrekking tot die sake rakende die besigheid en die vennote en ons kan ook daarna verwys as die vennootskap ooreenkoms. Die prospektus was een van jou grondlyn assessering vragies. Dit is 'n dokument wat die publiek uitnooi om sekuriteite en aandele te koop. En dit is natuurlik dan net in 'n publieke maatskappy. So ek gaan net vir jou sê beperk. Dan weet jy dit is 'n publieke maatskappy. 'n Jaarlikse algemene vergadering of die algemene jaarvergadering. Dis die vergadering wat een keer 'n jaar gehou word om die aandelers verslag te gee oor wat aangaan binne in die maatskappy. Die direkteure, hierdie is mense wat jy aanstel binne in jou maatskappy om namens jou as aandeelhouer die besigheid of die maatskappy te bestuur en hulle sal dan ook van die besluite maak in terme van hoe om die besigheid te bestuur. 'n Audit is 'n proses waar 'n organisasie die rekeninge nagaan om seker te maak dat sy finansiële bedrywighede eerlik is. Dit is nogals baie belangrik want jy moet seker maak dat daar nie korrupsie binne in jou besigheid plaasvind nie. En dit is hoekom ons 'n audit doen en gewoonlik is dit iemand wat van buite af, so eksterne inkom en na ons finansiële boeke kyk. So as ons nou gaan kyk na die verskillende ondernemingsvorme wat jy vir hierdie eksamen moet leer, het ons die alleenhandelaar of eenmanssaak, so 'n vennootskap, beslote korporasies is uitgehaal. So jy hoef dit glad nie te leer nie. Jy kan hom uithaal en dit is want in 2008 het hulle besluit dat dit is nie meer nodig nie en hulle het hom verwyder. So geen nuwe BK's kan geregistreer word nie en vir daai rede hoef jy hom ook nie te leer vir die eksamen nie. So dan beweeg ons aan en jy gaan doen die privaat maatskappy. Dan gaan 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid, publieke maatskappy, 'n staatsbeheerde maatskappy en dan laastens gaan ons kyk na koöperasies. So ek het vroeër vir jou gesê, ons gaan ook gou-gou weer kyk na die verskil tussen beperkte en onbeperkte aanspreeklikheid. As ons kyk na onbeperkte aanspreeklikheid, dit is wanneer die eienaar of die vennote self verantwoordelikheid vat vir die skuld van die besigheid en dit is want die besigheid en die eienaar of die vennote is nie van mekaar geskei nie. Hulle is eintlik een entiteit. So enige skuld wat gemaak word op die eienaar of op die vennote se naam gemaak. So wanneer daai skuld terugbetaal word, gaan die eienaar of die vennote persoonlik verantwoordelikheid vat vir daai skuld. En dan indien die besigheid as ons sê nou die besigheid goed wat gekoop is vir die besigheid, nie daai skuld kan betaal nie, dan kan hulle ook van die eienaar of vennote se persoonlike besittings kom vat om dit verder te betaal. So dit sluit in die huis waarin jy bly, die kar wat jy bestuur, al daai goederes kan dan gebruik word om te betaal vir die skuld wat die besigheid aangegaan het. Onthou nou net, soos ek sê, as ons praat van die besigheid en die persoon, die eienaar is eintlik een. Maar jy gaan spesifiek goed aankoop vir die bestuur en die funksionering van jou besigheid. As ons dan kyk na beperkte aanspreeklikheid, so nou gaan ons sê dat die aanspreeklikheid van die aandeelhouers is beperk tot die bedrag wat hulle oorspronklik belê het. Met ander woorde, as ek R10.000 belê het in jou maatskappy en die maatskappy gaan bankrot, dan gaan ek net my R10.000 verloor. Hulle kan nie na die tyd kom en dan my persoonlike besittings gebruik nie. So hulle kan nie kom en sê, wel jy's 'n aandeelhouer in hierdie maatskappy, so ons vat jou kar of jou huis of wat ook al nie. Ek verloor slegs dit wat ek oorspronklik in die besigheid belê het.
So as ons die twee met mekaar vergelyk, een van jou vrae in die toets kan moontlik wees, vergelyk of onderskei tussen beperkte en onbeperkte aanspreeklikheid, dan kan jy dit in 'n tabel skryf. Eerstens met beperkte aanspreeklikheid, verliese is beperk tot die bedrag wat die eienaar belê het, waar met onbeperk is die aanspreeklikheid van die eienaar om die skuld en eise te betaal is nie net tot die besigheid beperk nie. Soos ek vir jou gesê het, dit is, hulle kan jou persoonlike goed ook kom vat. Dan met beperkte aanspreeklikheid, die eienaar se persoonlike bates word beskerm teen die skuld, weer eens, hulle kan dit nie kom haal nie, en onbeperkte aanspreeklikheid, daar kan beslag gelê word op jou persoonlike bates. En dan laastens met beperkte aanspreeklikheid, dit is van toepassing op ondernemingsvorme, maatskappye wat aparte regsentiteit of regspersoonlikheid het. So ek gaan nou vir jou mooi sê, daar is net twee wat nie regsentiteit het nie, en dit is nou eenmanssaak en 'n vennootskap. Al die ander, so al die maatskappye, al die verskillende vorme van maatskappye waarna ons gaan kyk, sowel as koöperasies, hulle het almal regsentiteit, en omdat hulle regsentiteit het hulle dan beperkte aanspreeklikheid vir die eienaars. So of dit nou lede is vir 'n koöperasie en of dit aandeelhouers is vir 'n maatskappy. Met onbeperkte aanspreeklikheid is dit op toepassing van 'n alleenhandelaar en 'n vennootskap, want soos ek vir jou sê, hulle het nie regspersoonlikheid nie. Dis baie belangrik, hy het nie regspersoonlikheid nie. So met ander woorde, as ek dit nou vir jou vinnig verduidelik het, besigheid en eienaar of besigheid en vennote is een. So alle skuld word op hulle naam gemaak. Hulle gaan hulle eie handtekening daar sit. En dus kan hulle dan gevra word om hulle persoonlike bates op te gee. As ons dan begin om na elkeen individueel te kyk, die eerste een is alleenhandelaar of eenmanssaak. Hierdie woorde kan gebruik word, kan altyd gebruik word in jou toets, so moenie skrik nie. As ons kyk na die definisie, 'n alleenhandelaar is 'n besigheid wat deur een persoon besit en bestuur word. Dis nie noodwendig dat jy nie bestuurders kan aanstel nie, maar ons kyk nou na oorspronklik wanneer jy jou besigheid begin. Dan gaan dit hoofsaaklik jy wees wat jou besigheid bestuur. Die besigheid eienaar hanteer alles insluitend die aktiwiteite van die besigheid, prosesse en besluite. So jy is direk betrokke by jou besigheid. Dit is nie soos 'n maatskappy waar ek direkteure het en hulle maak die besluite nie, ek is direk verantwoordelik en betrokke. En dan dit is die beste geskik vir diensondernemings, soos dokters, haarkappers en elektriesiëns, want hulle het direk kontak met hulle kliënte en hulle kan dadelik ook terugvoer kry met hulle kliënte. Dit is nie beperk tot daai nie, dit kan baie goeders insluit. As ons dan kyk na die eienskappe van 'n eenmanssaak, wil ek jou aanmoedig om met al die ondernemingsvorme te gaan kyk wat is in jou notas, en die kernwoorde of die kernkonsepte te leer, en dan om by dit te bly, om nie af te dwaal en ander feite te skryf wat jy dink nie. So die eenmanssaak, die eienaar kan enige tyd die besigheid aan iemand verkoop. Die groot ding is ook, daar's nie kontinuïteit nie, ons sal later dit sien. Daai persoon gaan alles weer moet gaan oordoen, so dit is redelik maklik om 'n eenmanssaak te begin en om van hom ontslae te raak. Daar is geen wetlike vereistes nie, okay, so daar is geen registrasieproses nie, daar is ook nie registrasiedokumente nie. Jy moet wel net seker maak, jy het al die lisensies en permitte wat jy nodig het vir jou besigheid. So dit gaan ook afhang van besigheid en van verskillende munisipaliteite. So ons het nou gesê, daar's geen wetlike formaliteite om die besigheid te stig nie. Die eenmanhandelaar word nie deur die wet verplig om finansiële state te audit nie, want dis jou besigheid, jy gaan direk betrokke wees, jy gaan heel moontlik weet wat gaan aan in jou finansies. Dit is persoonlik volgens my 'n goeie idee om wel jou goederes te laat audit, veral as jy 'n rekenmeester aangestel het om na jou boeke oor te sien. Die eienaar het persoonlike belang in die bestuur van die dienste wat gelewer word. Dis jou besigheid, so jy gaan weer eens direk betrokke wees. Die eienaar het dan baie belangrik onbeperkte aanspreeklikheid, en dit het ons al reeds gesien toe ons gekyk het na die verskil tussen beperk en onbeperk.
Eenmanssaak het 'n beperkte maatskappy vir uitbreiding en het 'n gebrek aan kontinuïteit. So ons is beperk want jy het net soveel geld wat jy ingebring het. Jy kan niemand vra vir finansiële bystand nie, want dan is dit ongelukkig nie meer 'n eenmanssaak nie. So die geld wat jy ingebring het, dit is die geld wat jy het om mee te werk. So jou besigheid gaan nie maklik groei en uitbrei nie. En dan ook as jou besigheid bankrot speel, daar is ongelukkig is daar nie kontinuïteit nie. So dit is baie moeilik vir jou besigheid om voort te bestaan. Die besigheid het geen regspersoonlikheid nie, ons het reeds dit genoem, en dis ook geen kontinuïteit nie. Die eienaar verskaf kapitaal uit sy eie spaargeld of leengeld. Nou, ek wil hierdie vir jou mooi verduidelik gou. Ek kan of uit my persoonlike kapasiteit, geld wat ek, kom ons sê byvoorbeeld geërf het by iemand, geld wat ek oor die jare gespaar het, kan ek insit, dis dan die spaargeld of my eie kapitaal, of ek kan, dis of en, ek kan spaargeld insit en geleende geld insit. Maar hierdie is geleende geld by 'n bank. Dis nie geleende geld of geld wat ek gekry het by 'n belegger nie. Dit is geld wat ek gaan moet terugbetaal en ek betaal dit terug met rente. So ek kan albei van daai gebruik. Die eienaar het persoonlike belang in die bestuur, ons het dit reeds gesê, en dan die wins van die eienaar se belasbare inkomste gevoeg. So jy as eienaar, jy gaan 100% van die wins vat en jy gaan ook dan persoonlike inkomstebelasting op daai winste betaal. Daar is geen spesiale vereistes wanneer die eienaar die besigheid wil sluit nie. So ek het gesê, daar is geen registrasieproses nie, so ek kan baie maklik die besigheid begin en wanneer ek hom wil toemaak, kan ek hom eenvoudig toemaak. As ons dan kyk na die impak, so dis positief en negatief. Aan die positiewe kant het ons dat jy het die vryheid om al jou besluite self te neem. Ek hoef met niemand te raadpleeg nie, ek hoef niemand se toestemming te vra nie, ek kan dit self maak en ek kan ook dan vinnig, so dit is maklik en vinnige besluite. Gewoonlik is dit min kapitaal, omdat ek klein begin en daar is geen registrasieproses of kostes daaraan verbonde nie. As ons kyk na nadele, onbeperkte aanspreeklikheid is 'n baie groot nadeel, want weer eens hulle kan my persoonlike bates kom vat, en dan jy is verantwoordelik vir die verskaffing van al die nodige kapitaal. Soos ek vir jou sê, ongelukkig is jou kapitaal dan beperk tot wat een persoon kan bydra. Ek kan nie 'n ander persoon vra nie. So, al is dit spaargeld en geleende geld, dis nog steeds wat een persoon kan inbring. Dan net nog 'n paar positief en negatief vir eenmanssaak. Weereens het ek vir jou nou al gesê, jy kry al die winste, so 100% van die wins gaan na jou toe. Daar is ook 'n baie eenvoudige besigheidsstruktuur, want dit is gewoonlik die eienaar wat dan die besigheid bestuur, so daar is 'n heel moontlik 'n lyn struktuur wat daar plaasvind, en dat kan maklik aangepas word om die behoeftes van die kliënt te bevredig. Omdat jy nie deur 'n raad van direkteure werk nie, omdat jy nie vennote het wat jy moet probeer oortuig nie, as jy as eienaar sien, dit is wat my besigheid nodig het, dit is wat my kliënte soek, kan jy baie vinnig en maklik dit besluit en jy kan die aanpassing maak. Dan negatiewe, groei van die besigheid kan beperk wees en dit is as gevolg van daai gebrek aan kapitaal. Daar is nie regsentiteit nie en dus is daar nie kontinuïteit nie. So daai twee gaan saam en ek wil jou aanmoedig dat wanneer jy dit skryf, as hulle jou vra in die toets, jy kan nie net stop by daar is nie regsentiteit nie. Jy gaan moet skryf, daar is geen regsentiteit nie en dus is daar geen kontinuïteit nie om daai 2 punte te kry. Dit is nie 2 aparte feite nie. Dit is moeilik om hoogskoolde kenners te lok en weer eens dit is as gevolg van die gebrek aan kapitaal. So jy het minder geld om jou besigheid mee te begin. Natuurlik, soos wat jou besigheid groei en meer finansiëel stabiel raak, gaan jy meer werkers en beter gekwalifiseerde werkers kan aanstel. Dan gaan ons oor na vennootskap. So met 'n vennootskap, dit is wanneer daar 2 of meer vennote is en ek wil jou aandag daarop sit dat nou praat ons nie van die eienaar nie, ons praat van vennote. So veral wanneer hulle vir jou 'n scenario gee en hulle praat van Sunny en Koos het 'n vennootskap of het 'n besigheid begin en saam het die vennote besluit. So hulle sal vir jou gewoonlik een of ander idee gee van watter tipe vorm van eienaarskap
Hulle kan gebruik maak van die woord vennote of eienaar of aandeelhouers of lede om dan vir jou daai aanduiding te gee watter ondernemingsvorm hulle van praat. Soos ek vir jou gesê het, dit is 2 of meer vennote wat die besigheid besit en daar is 'n ooreenkoms en ek het vir jou gesê ons noem daai die vennootskapsooreenkoms. En hierdie ooreenkoms is tussen al die verskillende vennote en dit is om te sien hoe hulle die arbeid, die kapitaal en hulpbronne gaan kombineer en dan ook hoe hulle gewinste en verliese gaan verdeel tussen hulle. Hulle deel dan ook die verantwoordelikheid van die onderneming en soos ek vir jou sê, dit sluit in die finansies sowel as die bestuursbesluite wat geneem word binne in die besigheid. Die vennote kombineer ook kapitaal, so dis een van die voordele is dat ons meer kapitaal het, want nou hang dit af oor hoeveel vennote. 2, 5, 10, 20, 30 vennote, dit maak nie saak nie. Almal sit hulle kapitaal bymekaar en dit gee dan gewoonlik vir ons 'n groter kapasiteit om te groei en uit te brei. En weer eens, dit kan ook dan geleende kapitaal wees. Dit is nie noodwendig dat dit hulle spaargeld is nie, dit kan ook geleende kapitaal wees. Die wins word verdeel volgens die vennootskap ooreenkoms, so hulle gaan daaruit insit. Jy het soveel bygedra, so ons voel jy gaan soveel persent van die winste kry. Daar is geen wetlike vereistes nie, so dieselfde as die eenmanssaak is daar geen wetlike vereistes nie en daar's geen wetlike formaliteite vir die stigting van die besigheid nie. Die enigste ding wat ons hier het is ons vennootskap ooreenkoms. So ek wil ook vir jou sê wanneer ons praat van die verdeling van winste, die verantwoordelikheid, verwys die heeltyd terug na dat dit is volgens die vennootskap ooreenkoms. Dan vennootskap het nog steeds geen regspersoonlikheid nie, want daar's nie 'n registrasieproses nie. Die besigheid en die vennote is een. Hulle betaal nie inkomstebelasting, die besigheid, die vennootskap, skielik dat ek dit hier reg praat, die vennootskap betaal nie inkomstebelasting nie, maar wel die vennote. So dieselfde as met 'n eenmanssaak, hulle word in hulle persoonlike hoedanigheid belas op die wins wat hulle vat, of die deel van die wins wat hulle vat. Auditering is nog steeds nie verpligtend nie, dis opsioneel. Hulle het onbeperkte aanspreeklikheid, onthou dit is omdat hulle nie regsentiteit het nie. Hulle deel ook hulle verantwoordelikhede en almal is betrokke by die besluitneming en jy gaan sien met die nadele kan dit 'n nadeel wees, want dit kan lei tot konflik. Diversiteit en spesialisering van verskillende vaardighede van vennote kan gebruik word en dit is een van ons voordele wat ons gaan sien is, ons is nie meer een persoon verantwoordelik vir alles nie, daar is 'n klomp mense wat saam 'n besluit kan neem. So as ons kyk nou spesifiek na die impak van vennootskap, hulle is in staat om hulle kennis en vaardighede saam te stel. So dit is die ene waar ons nou net gepraat het. En dan kan ons beter besigheidsbesluite maak, ons kan beter ingeligte besluite maak, finansiële besluite maak, ensovoorts. Die werkslading word dan ook gedeel. Een persoon hoef nie alles te doen nie, dit word gedeel tussen die vennote en ook weer eens volgens hulle vaardighede. So jy gaan die beste persoon vir daai taak vir daai taak gee. Negatief, die vennootskap het onbeperkte aanspreeklikheid en ongelukkig het jy dan die risiko om jou persoonlike besittings te verloor. Elke sakevernoot is regtens verantwoordelik vir die gesamentlike aanspreeklikheid van die vennootskap. So ons gaan almal skuld aan en ons is almal dan nou aanspreeklik, maar dit is weer eens ook afsonderlik afhangende van wat besluit is in die vennootskap ooreenkoms. Vennote is in staat om hulpbronne te deel en vennote word slegs verplig om belasting te betaal in hulle persoonlike hoedanigheid. Dis 'n voordeel want 'n vennootskap en 'n eenmanssaak word slegs een keer belas. En wanneer ons by die deel 2 van die les gaan kom, gaan jy sien dat dit is een van die faktore wat lei tot die sukses van die besigheid, is dat hulle net een keer belas word. Dan negatiewe, verskillende persoonlikhede kan lei tot konflik. So ongelukkig, as daar meer as een persoon is daar meer as een persoonlikheid, meer as een opinie, meer as een persoon se agtergrond en ervaring, en dit kan lei tot konflik en dit kan ook lei tot die vertraging van besluitneming
onderneming. Vennote kan nie almal eweveel bydra nie. So jy gaan dalk voel ek kan nie noodwendig geld bydra nie, maar ek kan vaardighede bydra. En as daai twee nie reg opgeweeg word teen mekaar nie, kan een persoon voel maar ek doen alles, maar ek kry minste van die winste want jy het al die geld gegee. Maar intussen kan die besigheid ook nie funksioneer sonder jou wat die vaardighede het nie. So dit kan ook lei tot konflik en spanning binne in die vennootskap. As ons dan gaan na privaatmaatskappy, die definisie. Privaatmaatskappy kan gevorm word deur die eienaar wat dan 'n aandeelhouer genoem word. Selfs as vennootskap sê ek vir jou, onthou om te kyk vir sulke klein details wanneer jy jou scenario lees. Dit kan klein of 'n groot maatskappy wees en het een of meer direkteure. So met 'n privaat maatskappy het ons 'n minimum van 1. En dit is baie belangrik om te onthou, want van die ander het dan meer. Hulle minimum is meer, minimum van 3 of ensovoorts. As ons dan kyk na die eienskappe van 'n privaat maatskappy, dit benodig 'n minimum van 1 aandeelhouer en daar is geen beperking op die aantal aandeelhouers nie. Nou daar is wel 'n beperking tot die hoeveelheid aandele, maar dit is nie noodwendig nou vir jou belangrik nie. Jy moet net weet, weer eens daar is 'n minimum van 1. Dit vereis 1 of meer direkteure, weer eens, jy kan ook sê daar is 'n minimum van 1 en 1 of meer aandeelhouers. Dit verwerf kapitaal deur aandele aan sy aandeelhouers uit te reik. En nou ons gaan dit sien later. Onthou hierdie aandele is beperk tot 'n sekere groep mense. Ek kan dit nie vrylik beskikbaar stel aan die publiek nie. Hulle naam eindig met die letters EDMS beperk. So baie kere as hulle vir jou sê identifiseer die vorm van eienaarskap vanuit die stellings hieronder en dan gaan hulle vir jou sê EC ingenieurswese EDMS BPK en dan gaan die res van die sinnetjie aan. Daai EDMS BPK gaan vir jou onmiddellik sê dis 'n privaat maatskappy. Dit maak eintlik dan nie regtig saak wat die res van die sin sê nie. So veral met maatskappye en koöperasies waar daar 'n beperking is op die naam, gaan dit jou baie help om te identifiseer. Beleggers sit kapitaal in om wins uit aandele te verdien en ons noem daai wins uit aandele dividende. Die maatskappy het persoonlike regsaanspreeklikheid, so hierdie is dan nou die eerste ene wat ons doen wat regspersoonlikheid het. Met ander woorde, net om jou te herinner, die besigheid funksioneer nou apart van die aandeelhouers. Hy word gesien as 'n persoon en jy gaan sien, omdat hy gesien word as 'n persoon, gaan die besigheid sekere goederes hê en nie hê nie. Die besigheid gaan skuld kan maak, die besigheid kan bates koop, die besigheid gaan self verantwoordelikheid vat vir sy skuld, die besigheid gaan dan ook apart belas word van die aandeelhouers. Dan die auditering van finansiële state is opsioneel. Dis ook wel wanneer die registrateur van maatskappye dit vereis. So hulle kan vir jou vra, hulle wil asseblief jou boeke audit sien en dan gaan jy dit moet audit en vir hulle gee. Privaat maatskappye mag nie aandele aan die publiek verkoop nie. Dis ook een van die groot kenmerke wat hulle gewoonlik vir jou in 'n scenario gee wat jou help om dit te identifiseer. Hulle het beperkte aanspreeklikheid en aparte regsentiteit. Die winste word verdeel in dividende in verhouding tot die aantal aandele. So hoe meer aandele ek het, hoe meer dividende gaan ek ontvang. Die registreer by die registrateur van maatskappye deur middel van 'n akte van oprigting. So dit is of dan die AVO of hulle kan ook praat van die MO, die memorandum van inkorporering. Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid. Baie van jou bullets wil ek vir jou sê herhaal. So maak seker wanneer jy leer dat jy nie bullets gaan leer wat herhalende feite het nie, want jy gaan nie noodwendig 'n tweede keer daarvoor punte kry nie. Selfs al sê jy, maar dit staan daar, dit is 2 keer gelys, jy moet kan onderskei op hierdie stadium dat dit is 'n herhaling van dieselfde feit. As ons dan kyk na positief en negatief, aandeelhouers kan vir die mees bekwame direkteure stem. So
Wat lekker is van 'n maatskappy, is ek kan my direkteure kies. So ek kan mense kies wat gespesialiseerd is, wat gaan studeer het om besighede en groot maatskappye te bestuur. Dis nie noodwendig soos met 'n eenmansaak of 'n vennootskap wat ek en my vennote daarvoor aanspreeklik of verantwoordelikheid vat nie. Ek stel iemand aan wat dit kan doen. Dit maak dit ook baie keer makliker want jou direkteure is meer bereid om risiko's te vat en meer riskante besluite te maak, want dit is nie noodwendig hulle geld wat daar belê is nie. So as dit jou geld is, gaan jy dalk bietjie wil terughou en bietjie meer konservatief wees, wat dan tot nadeel van jou besigheid en jou winste kan wees. Die maatskappy het kontinuïteit, dis 'n baie groot voordeel. As een van die aandeelhouers sterf of onttrek, dan kan die besigheid nog steeds aangaan. Maar met vennootskap en eenmansaak is dit nie moontlik nie. Eieregsentiteit en aandeelhouers het geen direkte regimplikasies nie. Met ander woorde, weer eens, hulle verloor net dit wat hulle belê het en hulle persoonlike bates gaan nie gevat word nie. Nadele, dit vereis meer kapitaal of baie kapitaal, daar's registrasiefooie wat betaal moet word, daar's prosedures en regspapiere en dokumente wat ingevul moet word. Hulle kan ook 'n groot bestuurstruktuur hê, veral as die maatskappy begin groot word en dit kan ook kompleks wees in 'n besigheid. Hulle kan ook 'n nadeel is hulle kan nie hulle aandele aan die publiek verkoop nie en dit beperk dan hulle kapitaal. So dit is 'n nadeel omdat dit die kapitaal beperk. Met ander woorde, as daar 10 aandeelhouers is ons beperk tot 10. As ons kyk na 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid, is basies al die voordele en die nadele en die eienskappe is dieselfde. Wat wel verskil is, dat die direkteure van 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid, hulle het onbeperkte aanspreeklikheid. So met privaat maatskappy en jy gaan sien met publieke maatskappy, as die direkteure skuldig bevind word van bedrog, dan sal hulle aanspreeklik gehou word. Maar met 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid is dit die huidige en selfs vorige direkteure. Maak nie saak of dit bedrog of nie bedrog is nie, hulle kan aanspreeklik gehou word vir die skuld van die besigheid as gevolg van hulle gebrek aan bestuur en die regte besluite te maak in die besigheid. Die naam van 'n persoonlike maatskappy moet dan ook eindig met I en K, wat dan effens anders is, wel heeltemal anders is as 'n privaat maatskappy wat EDMS beperk is. So dis twee van die groot verskille. Al die ander is taamlik dieselfde. Okay, so hier het ons weer, as ons kyk na die eienskappe, net dat dit moet eindig met ink. Direkteure het onbeperkte aanspreeklikheid. Die akte van oprigting moet ook dan aandui dat dit is 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid. So daar moet 'n definitiewe aanduiding wees dat dit is die een of die ander. En hulle moet dan ook dieselfde as 'n privaat maatskappy 'n minimum van 1 direkteur hê. Die voordele en die nadele is dan ook dan natuurlik presies dieselfde. Voordele van die persoonlike maatskappy is dieselfde. Die nadele is ook dieselfde. Dan gaan ons oor na 'n publieke maatskappy. 'n Publieke maatskappy of hulle kan dan praat van 'n openbare maatskappy, word geregistreer en sy aandele kan aan die publiek bekend gemaak word en ons koop dit dan op die JSE of die JEB. Die JEB staan vir Johannesburg se effektebeurs. JSE is dan die Engels Johannesburg Stock Exchange. So hulle kan dan hulle aandele aan die publiek bekend maak, die publiek kan dit koop en dit lei dan baie keer tot baie groter kapitaal wat ingevorder word. Hulle ontwerp vir 'n grootskaalse operasie en word kapitaalbeleggings vereis, wat dan beleggings vereis. As ons kyk na die eienskappe, hulle het nog steeds 'n minimum van 1 persoon nodig om dit te begin. En as jy onthou, toe ons teruggegaan het in kwartaal 2, het ons kyk na sekuriteite, en ons het gesê daar's ook verskillende tipes aandele wat jy kan koop in 'n maatskappy. Dit is nie noodwendig nou belangrik nie, maar ek wil nou net herinner daaraan dat daar is verskillende tipes. Die maatskappy se naam moet eindig met BPK, dis baie belangrik. En hulle het dieselfde as al die ander maatskappye, beperkte aanspreeklikheid, hulle het regspersoonlikheid en dus is daar dan kontinuïteit.
Baie belangrik, hulle het 3 of meer direkteure. Die groot rede daarvoor is, want hulle is baie groter, né? Gewoonlik sal jou privaat maatskappye kleiner wees, publieke maatskappye natuurlik baie groter. Hulle werk ook met die publiek se geld en maak besluite namens die publiek wat die aandeelhouers is. So, hulle het dan 'n groter raad nodig. Winste word gedeel in die vorm van dividende, dit bly nog steeds dieselfde. En dan, hierdie enetjie is nogals belangrik, dis ook die enigste vorm van eienaarskap waar jy 'n prospektus saam met jou akte van oprigting moet uitdeel. En weer eens, hierdie word gedoen om die publiek aan te moedig om aandele in jou maatskappy te koop. Hulle moet dan ook algemene jaarvergaderings hou. Hulle is een van die enigstes wat 'n algemene jaarvergadering verpligtend is. Hulle registreer nog steeds by die registrateur van maatskappye en hulle kry hulle aandele deur dit aan die publiek uit te reik. Ons het dit nou al 'n paar keer gesê. Hulle kan ook 'n skuldbrief uitreik. Nou om jou weer terug te vat na beleggings en sekuriteite, 'n skuldbrief is wanneer hulle geld leen by die publiek. Leen geld by die publiek en hulle betaal dan die publiek terug as 'n krediteur. En ons het daai tyd gesê dit is 'n goeie belegging want jy is verseker van jou geld, die risiko is nogals laag. Die audit van finansiële state is verpligtend, baie belangrik, dis een van ons groot verskille. En dan die nuwe wet dwing persoonlike aanspreeklikheid af op direkteure wat bewuslik deelgeneem het aan bedrog. Ek het nou net dit vir jou gedoen. So, as jou direkteure bewuslik deelgeneem het aan bedrog, gaan hulle onbeperkte aanspreeklikheid hê vir die skuld van die besigheid. As ons dan nou kyk na die impak, die voordele, die besigheid het sy eie wettige identiteit, met ander woorde daar is regsentiteit in die besigheid en hy kan dan ook sy eie bates en eiendom besit. Hy maak ook natuurlik sy eie skuld. Dit is makliker om fondse in te samel en te groei, want ons koop dit vanaf die publiek. Dit is nie beperk tot 'n spesifieke groep mense nie. Die nadele, ons moet ons finansiële inligting openbaar en dit is sodat ons potensiële aandeelhouers kan sien wat gaan in aan ons finansies en hulle dan 'n ingeligte besluit maak, wil ek in hierdie maatskappy belê of nie. En dan 'n groot hoeveelheid fondse word aan finansiële audits bestee. Ongelukkig is daai finansiële audits nogals baie duur. Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid, dis 'n baie groot voordeel. Ons het nou al daaroor gepraat en hulle het ten minste 3, nie 1 nie. Hulle het ten minste 3 bekwame direkteure nodig. Dit kan wees, een van die nadele as dit kom by die direkteure, kan wees dat hulle nie gemotiveerd is om meer te doen as wat van hulle vereis word nie. Van jou aandeelhouers kan direkteure wees, maar dit is nie noodwendig dat jou direkteure aandele in die besigheid het nie. As jy 'n direkteur is en jy het nie aandele nie, beteken dit jy verdien 'n salaris. Dit gaan nie saak maak as jy meer wins bring dat jy nou meer gaan inbring nie, tensy jy 'n bonus het aan die einde van die jaar. So dit kan wees dat hulle nie gemotiveerd is om die besigheid te laat groei en uit te brei nie, want hulle verdien nie meer geld nie. Maar as hulle aandele in die besigheid het, gaan hulle dalk meer gedrewe wees, want dan kry hulle ekstra dividende by. Direkteure mag nie 'n direkte belang in die maatskappy hê nie, wat die groei en die wins maksimisering kan belemmer. So daai twee gaan hand aan hand. As ons dan kyk na 'n maatskappy in staatsbesit, so nou word hulle besit deur die regering, het die regering as sy groot aandeelhouer, so hulle is gewoonlik die enigste aandeelhouer, en hulle val onder die departement van openbare ondernemings. Hulle neem die rol van kommersiële ondernemings namens die regering op en hulle voorsien ook gewoonlik vir ons sekere dienste wat die regering beskou as noodsaaklik. So as ons dink aan SAA, wat die Suid-Afrikaanse lugredery is, dit is ietsie wat Suid-Afrikaners nodig het, so hulle kan dit vir ons voorsien. As ons kyk na die eienskappe, hulle gaan eindig met MSB, so dit is maatskappy in staatsbesit, en dat dit is beperk, is genoteer as 'n publieke maatskappy, en onthou daai beperk, om jy net terug te vat, verwys na die aanspreeklikheid. Wat sê jy nou uitskryf nie. Dit word deur die regering besit en vir wins
bedryf, daai wins gaan natuurlik weer terug in die besigheid in. So dis nie dat dit noodwendig in iemand se sak moet beland nie, maar dit moet eerder teruggaan in die besigheid en in die regering in. Dit vereis 3 of meer direkteure, dis baie belangrik, dis dieselfde as 'n publieke maatskappy, want hulle werk met hulle die land, die burgers se geld. So hulle moet definitief meer direkteure hê om goed daaroor kontrole te hê. Die bestuur word geregistreer by die registrateur van maatskappye met behulp van 'n akte van oprigting, dit bly dieselfde. Maatskappye in staatsbesit ondersteun privaat besighede deur infrastruktuur soos kommunikasie, poskantoor, elektrisiteit ensovoorts te voorsien. So as ons dink aan Eskom, die poskantoor, al daai is maatskappye in staatsbesit. Kyk na die voordele en die nadele. Die winste kan gebruik word om staatsdepartemente te finansier. Soos ek jou gesê, die wins gaan terug of in die besigheid in of in die regering in. Dit bied noodsaaklike dienste vir Suid-Afrikaanse landsburgers wat die privaat sektor nie gewoonlik aanbied nie. Negatief, dit kan swak bestuur word, aangesien die regering nie altyd so doeltreffend is nie. Alhoewel hulle wins maak, daai wins gaan nie na 'n spesifieke persoon toe nie, so hulle doen wat hulle moet doen. Daar's geen dryf om beter te doen nie, want ek baat nie noodwendig daaruit nie. Ondoeltreffendheid as gevolg van die grootte van die besigheid, as ons dink aan Eskom, dit is baie groot, en dit kan wees dat dit dan moeilik is om te bestuur en dat dit ondoeltreffend gebeur. Baie belangrik, dit is 'n verpligting vir hulle om hulle finansiële state te audit, want weer ons werk met die land se burger, die burgers van Suid-Afrika se geld. Positief, pryse word redelik gehou. Dit is veronderstel om redelik laag gehou te word, want dit word voorsien aan alle Suid-Afrikaners en Suid-Afrika moet dit kan bekostig. Dit skep ook gesonde mededinge met die private sektor om dienste vir meer burgers bekostigbaar te maak. Vermorsende duplisering van dienste kan uitgeskakel word. Ons het nie noodwendig 3 of 4 van iets nodig nie. So as die staat dit voorsien, dan is dit dat ons al daai ekstra opsies uithaal. Maak dikwels staat op staatssubsidies wat dalk nie al die maatskappye se uitgawes kan dek nie. So inkomste is beperk. Gebrek aan aansporing van werkers om te presteer as daar geen afwesigheid van ander motiveerders of produktiwiteit bonusse is nie. Omdat dit in staatsbesit is, gaan daar nie altyd noodwendig vir jou 'n bonus wees as jy goed presteer in vergelyking met die privaat sektor nie. Dan as ons kyk na die verskil tussen 'n privaat maatskappy en 'n openbare maatskappy, dit kan een van jou vrae wees, vergelyk of onderskei tussen privaat en openbare maatskappye. Jy moet seker maak dat dit wat jy neerskryf is definitief verskillend. As jy gaan iets skryf soos byvoorbeeld het regsentiteit, dis dieselfde vir albei. Dan gaan jy net aan die een kant punte skryf. So gaan maak seker jy leer die bullets of die kolpunte wat verskil van mekaar. So byvoorbeeld, ek gaan nie deur almal gaan nie, privaat maatskappy, hulle kan nie hulle aandele aan die publiek aanbied nie, waar met publieke maatskappy kan hy, nee, en hy doen dit op die JSE. Daar's 'n minimum van 1 direkteur, daar's 'n minimum van 3 direkteure. Die manier hoe die naam verskil, die een is EDMS beperk, vir eiendoms beperk, die ander een is net beperk. So maak seker jy leer dat daai verskille, en jy kan nog steeds die kortste sinne leer, maak dit seker dit is wat jy skryf is verskillend. Die finansiële state hoef nie geauditeer te word nie, dit is wel verpligtend om hulle finansiële state te audit. Met 'n privaat maatskappy hoef ek nie 'n prospektus te publiseer nie, waar aan die ander kant moet ek dit doen. Daar word ook van maatskappye verwag om die minimum inskrywing om minimum aandele uit te reik nie. Met publieke maatskappye moet 'n minimum of 'n subskripsie insamel voor die aanvang van die maatskappy. As ons dan kyk tussen die verskil tussen 'n privaat maatskappy en staatsbesit maatskappy, weer eens, jy gaan leer, hierdie is nie staatsbesit nie, hierdie is persoonlike aanspreeklikheid.
So jy gaan kyk wat is verskillend. So die ene eindig met EDMS beperk en die ander ene met net Inc. Die direkteure is persoonlik aanspreeklik vir die skulde van die besigheid. Die direkteure, hulle is nie persoonlik aanspreeklik nie, waar hulle is persoonlik aanspreeklik vir die skuld van die besigheid. So baie belangrik om daai verskille te gaan leer. Dit help ook as 'n mens die verskille leer, want dan wanneer jy gaan jou bullets gaan skryf vir die eienskappe of die voordele of die nadele, daar's 'n baie oorvleeling van die inligting. So gaan leer slimmer en moenie probeer alles leer nie. Gaan leer spesifieke goed wat dit vir jou maklik maak en wat die werk vir jou bietjie minder maak. Soos ek gesê het, dit is baie groot onderwerp. Dan tweede laastens kyk ons na nie winsgewende maatskappye. So hulle is nie gestig vir die doel van wins nie. Enige winste wat wel gemaak word, gaan dan oor na die besigheid se primêre doel, wat dan andersins is as wins. Dit sal wees of vir 'n spesifieke groep mense, of dit sal wees vir die gemeenskap en die bewaring van die gemeenskap nie, van die omgewing. Dan ons tweede laaste ondernemingsvorm is nie winsgewende maatskappye. So hulle doel is dan om nie om wins te maak nie, maar eerder vir hulle primêre doel. So enige wins wat wel gemaak word, sal teruggesit word in die besigheid om die besigheid beter in staat te stel om dan hulle primêre doel uit te leef. En dis dan gewoonlik of vir die verbetering van die gemeenskap of vir die verbetering van die omgewing. Ons kyk na die eienskappe. Die hoofdoel is vir die dienslewering en nie vir wins nie. Hulle word gefinansier deur skenkings en buitelandse befondsing, so mense wat donasies maak. Hulle naam eindig met nie winsgewende maatskappy, 'n NWM, en alle winste word gebruik vir die primêre doelwit, wat dan natuurlik nie wins is nie. Hulle moet nog steeds registreer by die maatskappye, die registrateur van maatskappye met die akte van oprigting, en hulle kry dan 'n belastingvrye status. Nou dit is nie maklik om 'n nie winsgewende maatskappy te registreer nie, want jy gaan moet bewys dat jy wel daai fondse gebruik vir wat ook al jy besluit die primêre doel is, en dat dit nie gaan om iemand spesifiek te bevoordeel nie. As ons kyk na die impak, winste word uitsluitlik vir die primêre doel gebruik, so dit gaan terug in die besigheid word al hoe sterker en kan dan meer dienste lewer. Hulle verskaf maatskaplike dienste aan verskeie gemeenskappe. Dis 'n groot voordeel want die gemeenskappe word bevoordeel en bevorder. As jy iemand is wat geld skenk, dan kry jy belastingaftrekking, so hulle gee vir jou 'n sertifikaat wat sê jy skenk geld aan hulle en jy kry dan belastingkorting. Hulle het nog steeds beperkte aanspreeklikheid, want hy is nog steeds apart. Dit is nog steeds regsentiteit wat die besigheid apart hou van die aandeelhouers. Benodig professionele hulp om hierdie organisasie op die been te kry. Soos ek vir jou sê, daar's nog baie papierwerk en bewyse wat jy gaan moet inlewer om dit te registreer, omdat dit baie die moontlikheid van bedrog baie groot maak. Dit kan wees dat jy nie genoeg kapitaal genereer nie, want jy werk van skenkings af. Dis mense wat uit die goedheid van hulle hart vir jou geld gee. En dieselfde met hierdie eenheid kan wees dat jou donasies nie genoeg is om jou maandelikse uitgawes te dek nie. Die bates word nie aan die lede uitgedeel by die sluiting nie. Met ander woorde, as die besigheid toemaak, dan gaan ons nie die besigheid se bates verdeel aan die mense wat daarbey betrokke was nie. Ongelukkig bly dit deel van die besigheid. En dan laastens, koöperasies, ons is amper klaar. Koöperasies is 'n tradisionele manier waarop groep belanghebbende partye bymekaar kom om hulpbronne en infrastruktuur en kostes te deel vir 'n beter uitkoms. So dit is mense wat saam beweeg, verskillende groepe mense, en hulle help mekaar om dan meer suksesvol te wees. Baie belangrik as ons kyk na die eienskappe, hulle het 'n minimum van 5 en nou praat ons van lede wat hulle nodig het om 'n koöperasie te begin. Dit moet eindig met koöperasie beperk. Wees versigtig, dis nie BK nie, dis koöperasie beperk. En dan hulle word gemotiveer deur diens eerder aan wins. En daai diens is diens aan mekaar. Ons wil hê almal in die koöperasie moet suksesvol wees.
Hulle word ook deur 'n minimum van 3 direkteure bestuur en enige besluit wat gemaak word demokraties geneem. So, in die begin van die les het ek vir jou gesê, dit gaan nie oor wie besit die meeste of wie die meeste belang in die besigheid nie. Dit gaan oor almal het een reg en ons stem en dan die een met die meeste stemme wen. Dan die lede besit en bestuur die besigheid, so hulle is direk betrokke by die direkteure van die besigheid. Daar is regsentiteit en dis kan die koöperasie dan sy eie bankrekening besit. Onthou, saam met regsentiteit is daar kontinuïteit en daar's ook beperkte aanspreeklikheid. Hulle moet registreer, maar by die registrateur van korporatiewe verenigings, so dit is nou anderste as met maatskappye. Hulle registreer by die registrateur van maatskappye en hierdie is die registrateur van korporatiewe verenigings. Die doel van die koöperasie is om wederwysige voordeel vir sy lede te skep. Soos ek vroeër gesê het, dit gaan nie oor om een persoon te bevoordeel en een persoon se sak vet te maak nie, maar eerder om die groep te help. As ons kyk na die voordele, toegang tot hulpbronne en befondsing, want die lede van die koöperasie werk almal saam. Die besluitneming word geneem deur die groep en dit word demokraties. So ons stem en die een met die meeste stemme wen. Elke lid het 'n gelyke aandeel in die besigheid, weer eens niemand is belangriker nie, en hy kan sy eie bestuur aanstel. Jy kan besluit wie jy wil aanstel. As ons kyk na die nadele, besluite is dikwels moeilik, en dit kan tydrowend wees, want alhoewel ons stem, moet ons nog steeds daaroor praat. Ons moet nog steeds sê, wat is die voordele van myne, wat is die nadele van myne, en dit vergelyk met jou opsie wat jy gegee het. So moet nog eers bespreek word voordat ons kan stem. Dit kan moeilik wees om koöperasies te laat groei, omdat die fokus nie op wins is nie, maar eerder op dienslewering is. Dit kan dan veroorsaak dat groei beperk is. Daar is baie min bevorderingsposte, want almal is gelyk. Niemand is meer belangrik nie. En dit kan moeilik wees om 'n lening te kry, weer eens omdat hulle hoofdoel nie wins is nie. Nou gaan ons kyk na aktiwiteit wat jy in die klas gaan doen. En ek gaan hom vir jou lees. Nommer 1, lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg. Sonja en Mpo onderneming of SMO. Sonja en Mpo onderneming is goed vir kwaliteit dienste. Hulle albei het 'n persoonlike belangstelling in die besigheid, maar sukkel om oor sake kwessies saam te stem. Hulle besef ook dat hulle persoonlik aanspreeklik is vir die skuld van die besigheid. Nommer 1.1. Identifiseer die vorm van eienaarskap uit die gegewe scenario. Motiveer jou antwoord deur uit die scenario aan te haal. So ek stel voor, wanneer jy hom beantwoord, kyk wat se inligting word vir jou in die scenario gegee. So hierso praat hulle van persoonlike aanspreeklikheid wat dalk vir jou gaan help. Vraag 2. Beskryf kortliks die eienskappe van die vennootskap. Verduidelik die verskille tussen beperkte en onbeperkte aanspreeklikheid en dan onderskei tussen privaat maatskappy en publieke maatskappy. So jy het so 10-15 minute om dit te beantwoord en dan gaan ons nou kyk na die memo. So jy het nou jou vragies beantwoord en nou gaan ons kyk na die oplossings. Vraag 1.1, die antwoord is dan vennootskap en daarvoor sal jy 2 punte kry want jy moet identifiseer en dan jou aanhaling. Wil ek jou herinner, jy skryf van die hoofletter tot by die punt. Jy kan nie iets uitlos nie. So hulle besef ook dat hulle persoonlik aanspreeklik is vir die skuld van die besigheid en daarvoor kry jy 1 punt. Die feit dat hulle persoonlik aanspreeklik is, sê vir ons dat dit vennootskap is en nie potensieel 'n maatskappy is nie. Dan die eienskappe van 'n vennootskap. Hulle kombineer hulle kapitaal en kan ook kapitaal by finansiële instellings leen en dis gesplete punte. Die wins word volgens die vennootskap ooreenkoms gedeel. Hulle deel hulle verantwoordelikhede en almal is betrokke by die besluitneming. Geen wetlike vereistes raak aan die name nie, want daar's geen beperking, so daar's niks wat aan die einde van die naam gaan staan nie. Ons gaan aan met eienskappe. Daar's geen formaliteite om dit te begin nie, slegs dan daai vennootskap ooreenkoms. Hulle het geen regspersoonlikheid nie en dis is daar ook nie kontinuïteit nie. Onthou ek het vir gesê jy leer daai twee as een feit. Die vennootskap betaal nie inkomstebelasting nie, maar eerder die vennote in hulle persoonlike hoedanigheid.
Dan die finansiële state, omdat audit is opsioneel. Hulle het beperkte aanspreeklikheid en is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die skuld van die besigheid. Hulle deel hulle verantwoordelikheid en almal is betrokke by besluitneming en diversiteit, spesialisering van verskillende vaardighede kan gebruik word tot voordeel van die besigheid. As ons dan kyk na die verskille tussen beperkte en onbeperkte aanspreeklikheid, die verliese is beperk tot die bedrag wat die eienaar in die besigheid belê het. Die eienaar se persoonlike bates word teen die skuld beskerm. Dan onbeperk, die aanspreeklikheid van die eienaar se skuld of eise te betaal is nie beperk nie en daar kan beslag gelê word op sy persoonlike bates om te betaal vir die besigheid se skuld. Van toepassing of beperkte aanspreeklikheid is van toepassing op ondernemingsvorme, maatskappye wat aparte regsentiteit of persoonlikheid het. En onbeperk is dan nou op vennote en eenmansake wat nie regsentiteit het nie. En dan die laaste vraagie was onderskei tussen 'n privaat maatskappy en publieke maatskappy. Privaat maatskappy mag geen aandele aan die algemene publiek aanbied nie, maar met publieke maatskappy gaan ek dit op die JSE verkoop. My aandele is nie vrylik oordraagbaar nie en met publieke maatskappy is dit. Daar's 'n minimum van 1 direkteur, 'n minimum van 3 direkteure. Die naam eindig met EDMS BPK en die naam eindig met BPK. Dan finansiële state hoef nie geauditeer of gepubliseer te word nie, waar met publieke maatskappy moet dit. En dan 'n privaat maatskappy, hy het nie nodig om die prospektus te publiseer nie, aangesien hulle aandele nie aan die publiek oopgemaak word nie, waar met 'n publieke maatskappy moet hulle registreer en 'n prospektus moet by die CIPC ingehandig word. In Afrikaans is die maatskappy en intellektuele eiendomskommissie. Jy kan wel in jou toets skryf CIPC. En dan daar word nie van die maatskappy verwag om 'n minimum inskrywing aandele uit te reik nie en met die ander ene moet daar 'n minimum subskripsie uitgereik word voor die aanvang van die maatskappy. Dis aan die einde van hierdie les van deel 1. So ons gaan nie oorsig doen van die volgende les nie, want ons gaan net oor na deel 2 toe, waar ons dan gaan kyk na die kriteria wat bydra tot of die sukses of die mislukking van die besigheid. Dankie dat julle saam met my was en julle moet 'n baie lekker dag verder hê en ek sien jou in deel 2. Totsiens.